Sê, goeiemôre. Ek praat met jou oor 'n tema, ek dink wat baie swaar is. Ek dink dit is, as ons praat oor die kruis en ons praat oor die doodstraf wat Jesus gevat het, los dit verskriklik baie vrae. Maar voordat ek induik binne in die doodstraf wil ek jou terugvat na iets wat almal op aarde in gemeen het. Elke godsdiens, elke God wat aanbid word, elke mens op aarde wat sy voete op die aarde sit en op die aarde gehad het hierdie een ding in gemeen en ons noem dit tyd. Daar's 'n tydlyn. En ek weet nie of jy al gaan sit en dink het oor wie het besluit dat hierdie tydlyn is wat hy is vandag nie. Want hierdie tydlyn het 'n verwysingspunt van die jaar 0. En almal gebruik hierdie tydlyn. Maak nie saak waar jy gaan in die wêreld nie, is dit 2025. Ek weet nog nie of daar 'n plek op die aarde is waar dit al 2026 is nie. Of nog steeds 2024 is nie. Almal gebruik hierdie tydlyn. En hierdie tydlyn is besluit deur iemand om te sê, maar ons volg hierdie spesifieke tydlyn en hierdie spesifieke tydlyn het 'n 0 jaar wat 'n verwysing is, want ons almal hier werk met verwysings. As jy hoor iemand sê vir iets, dan sê jy van waar jy dit gehoor? Hoe weet jy dit? Ons almal doen dit. Jy vra mense oor wat is die oorsprong van hierdie ding en hierdie tydlyn wat so incredible is, het 'n BC en 'n AD en die BC sê before Christ. En wat interessant is dat dit nou 'n countdown was. Dit was 5000 jaar voor Christus, toe 4000 jaar voor Christus, toe 3000 en so gaan hy af tot 5 jaar voor Christus en 2 jaar voor Christus en toe is Christus gebore. En maak nie saak wie jy is nie, die enigste verwysingspunt van jou tyd en 'n era wat aangebreek het, is die jaar 0 waar Christus gebore is. En daar's 'n before Christ and there is an after Christ. Dis interessant dat hierdie tydlyn 525 jaar na Christus se dood eers in werking gestel is. Deur 'n boeddhis. Wat die snaakste is. Hulle gee vir hom die werk, sê vir hom, hoor, ons moet ergens 'n tydlyn kry en hierdie tydlyn moet vir ons sê en hy gaan na iemand toe soos Jesus Christus wat gebore is en hy sê, daar is 'n groot verwysingspunt vir die hele kerk, vir almal. Hier's 'n profeet, God wat gebore is en hy besluit op dit en tot en met die 1500s na Christus het die mense nog steeds eers dit aangeneem as 'n tydlyn. Vandag vir my en jou is dit 'n tydlyn. En die tydlyn sê daar was 'n tyd voor Christus en daar's 'n tyd na Christus. Wat so amazing is rondom hierdie tydlyn is dat elke liewe een van ons het 'n before Christ en 'n after Christ. Elkeen van ons het 'n lewe waar ons geleef het voor Christus deel geraak het van ons lewens en ons het 'n verwysingspunt na Christus deel geraak het van ons lewe. En die groot probleem en die uitdaging wat ons het is dat God het 'n era kom aankondig om te sê hier's 5000 jaar wat verbygegaan het. Ek gee Jesus Christus en hierdie 5000 jaar was daar nie intimiteit met God gewees nie en na Christus is daar intimiteit met God. Met ander woorde, intimacy is dat God in my inbly. Hy woon hier, hy het sy woning by my kom maak en daar's 'n groot verskil oor hoe my lewe lyk voor Christus en daar's 'n groot verskil oor hoe my lewe lyk na Christus. Daar's 'n Matteus 7:21 skrifgedeelte wat sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Al preek jy in my naam, al dryf jy duiwels uit, jy gaan nie noodwendig die koninkryk van God sien nie. En God kom en hy sê, luister, daar's Jesus Christus is gegee en jou lewe hoe dit gelyk het voor Christus en hoe jou lewe lyk na Christus kan nie dieselfde wees nie. En as dit dieselfde is, het die jaar 33 het nie ingesink binne in jou lewe nie. Jy het nie 'n ferm greep op wat het in die jaar 33 gebeur nie. Jy het nie 'n ferm greep op die Paastyd nie. Jy het nie 'n ferm greep op Jesus Christus wat sy lewe op 'n kruis kom gee het nie. Want as jy 'n ferm greep gekry het op dit, dan sal jou lewe anders lyk na Christus as voor Christus. Maar as dit dieselfde is, sê die Bybel, dan sê lou. Hy sê was jy maar koud of was jy maar warm. Maar nou dat jy lou is, Here, Here, net wanneer jy hom nodig het. Here, Here, maar net wanneer dit jou pas. Die Here, Here is maar net 'n item in die huis, is maar net 'n byvoegsel in my huis en in my lewe. Soms voeg ek hom by wanneer ek hom nodig het. Hy sê wanneer jy dit doen, is jy lou en ek sal jou uit my mond uitbraak.
Jy sien Paastyd. Paastyd herinner ons aan hierdie jaar 33 waar Jesus iets kom doen het vir jou en my. En as ek dit rarig verstaan, dan lyk my lewe heeltemal anders. En mag hierdie Paastyd vir jou hierdie jaar 'n tyd wees waar dit nie net nog 'n Paasdiens is nie. Een van die goed wat ek en die team sal dit aan jou getuig, wat ek my die meeste frustreer is, 'n diens kan nie net nog 'n diens wees nie, en ons kan nie net dieselfde goed oor en oor maar net doen nie. En as ek jou vertel, ek is al 30 jaar in die kerk waar ek Paastyd bywoon. En na 30 jaar besef ek dat mense nog steeds en ek soms nie altyd besef wat het regtig op hierdie D-dag gebeur in die jaar 33 nie. Ek wil vinnig spring na die doodstraf toe. Ek druk hom, ek kom nie uit nie. Ja, jy moet aan die ander kant toe gaan. Daar sê. Dankie. Die doodstraf. Ek dink nie die doodstraf tref ons nie, want niemand hier die doodstraf al gekry nie. Ek sê ernstig. Jy weet, crime pla jou wanneer hulle by jou huis inbreek. Maar as hulle nie in jou huis inbreek en dan is dit nie? Dit is ons werk so. As ek hom nie voel nie, dan besef ek hom nie. As ek nie regtig so half en half my lyf in ander mense se skoene indruk nie en my voete in hulle skoene en daai paadjie gaan stap wat hulle stap nie. As dit nie gebeur nie, dan verstaan ons dit nie, maar die doodstraf is 'n realiteit in die wêreld. Dis 'n realiteit. Die doodstraf word soms uitgevoer. Het sy dit met gas is, dat hulle iemand vergas of elektrisiteit of 'n tou of inspuiting en sulke goed. Ek kan nou nie las die nou ding. Dis 5. Skiet hulle. Met doodstraf dit vind plaas. Hulle sê die erg ding rondom die doodstraf, en ek het nou 'n bietjie gaan sit en obviously navorsing doen, is dat in die 85s, as jy doodstraf gekry het, het dit om en by 70 maande gevat voor hulle die doodstraf uitgevoer het. So van die vonnis tot dit uitgevoer word 70 maande. En vandag kan dit tot en met 20 jaar vat. So hier sou dit werk. Jy doen 'n sonde as ons Ted Bundy kan vat. Ted Bundy is 'n reeksmoordenaar. Ek dink in die 90's was hy gevang gewees. En hy het, ek dink 36, ek praat onder 36 mense doodgemaak. En dan het hulle lyke gevat in die varkhok gegooi en die varke het hulle lyke opgeëet en mense kon nie gevind word nie. Tot vandag toe weet mense nie waarvan die lyke is. Maar Ted Bundy is gevang, hy's gevonnis tot die doodstraf toe. En nou wag hy vir die dag waar hulle vir hom sê, nou vandag gebeur dit. So elke liewe dag as jy gaan slaap, dan dink jy, is dit môre? Hulle reken dat die doodstraf se vonnis, die ergste omtrent dit, is gelykstaande aan marteling, dat jy nie weet wanneer gebeur dit nie. So elke liewe dag as jy gaan slaap, weet jy nie, gaan ek nou die vonnis kry. En tot vandag toe kan dit tot en met 30 jaar vat. Vandat jy gevonnis is totdat dit uitgevoer word. En daai hele tydperk, daai doodspad, death row. As nie Afrikaanse woord vir dit nie, doodstraf is dit gebeur, maar die death row, die doodstrafpad wat jy stap, is marteling. En wat deur mense gaan, se siege gaan, hulle sê van die mense word mal, hulle verloor dit heeltemal. Van die mense probeer hulle self doodmaak. Die laaste week van death row kry jy 'n baie klein selletjie, want die hele gedagte van dat ek gaan doodgaan word meer. Dit druk jou meer en nou wil hulle net daar uitkom en dan gaan hulle iets aan hulle self doen. So hulle sit hulle in baie klein selletjies dat hulle iets aan hulle self kan doen nie. So daai hele proses van iemand wat wag vir hulle dood en dit waardeur hulle gaan, psigies, hulle sê dis verskriklik. Dis soos gelykstaande aan marteling. En dan wonder ek soms of ons regtig gaan sit en dink het aan Jesus
wat eintlik die doodstraf op homself gevat het. En in die lewe wat hy geleef het, en nie net sy laaste week nie, die Bybel sê toe hy 30 word, hy het vir 3 jaar voor die tyd, voordat hy gekruisig is, vir die eerste keer sy disippels gesê, ek gaan gekruisig word. So vir 3 jaar raak hulle bewus en hy raak bewus, die pad raak al hoe nader aan die feit dat ek ergens gekruisig gaan word. En dis amper asof ons nie altyd verstaan wat het in daai laaste week met hom gebeur nie. Ewen die 3 jaar en die tydperk wat hy wag en hy weet, ek gaan gekruisig word. Net by the way, kruisiging was die wreedste dood wat jy kon kry. Die wreedste dood wat jy kon kry. As jy gehang het en hulle sien jy gaan nie dood nie, dan het hulle jou bene met hamers gekap en jou bene gebreek, dat jy nie kan staan nie, en dan hang jy en dan versmoor jy. Want die pyn was nie genoeg nie, nou versmoor jy, vat te lank. Die Bybel sê, Jesus sê na hy die laaste maal, wat iemand kry ook as jy die doodstraf kry jy 'n laaste maal voordat jy sterf, en Jesus sê die laaste maaltyd het hy aangekondig, en na dit het hy gaan bid in die tuin van Getsemane, en dit was so stresvol vir hom, in daai laaste paar uur, waar hy sy bloedselle het gebars en in sy sweetselle ingegaan en hy het bloed gesweet. Dis so stresvol en hoeveel angs hy gehad het om te weet, môre word ek totaal en al op die wreedste manier doodgemaak. En sien ons vat soms dit so maklik om te sê Jesus het vir my gesterf vir my sondes en jippie. That's amazing. Jy sien, as ons die jaar 33 nie verstaan nie, het dit 'n wesenlike implikasie op hoe ons leef. Imagine dit. Hier is hierdie ou, hy maak 36 mense dood. Hy het nie 'n saak nie. Hy leef soos wat hy wil, dis demonies. Hy het toegelaat dat die demone deur hom werk en mense vermoor. Hier is hy op death row en hy wag vir sy tyd om aan te breek. Mense buitekant die dag wat hy gaan gemoor word en wat hy doodgemaak gaan word, is met posters buitekant besig, may you burn in hell, en wat lelike slogans, en hulle is bly hy word doodgemaak, en hier loop hierdie Ted Bundy, en hy loop, en hulle vat hom nou in hierdie vertrekkie in, en net voordat hy vertrek en gaan, kom daar iemand vreemds na hom toe en sê vir hom, Ted, I know what you did, but I will take your place. En iemand gaan en hy vat sy plek en hy sê, ek sal in jou plek, sal ek hierdie dood vat. Ek spreek jou vry. So hy sê vir die wêreld, wat ook al hierdie ou gedoen het, sal ek vat. Dis dit nie eintlik wat Jesus gedoen het nie, want Jesus was omgeruil met iemand anders, met 'n moordenaar. En hier kom hierdie God en sê, jy wat sonde gedoen het, jy wat verdien om hierdie pad te stap, jy wat 3 jaar voor die tyd moet weet, jy gaan sterf, jy wat 'n dag voor die tyd weet, jy gaan sterf. En die sterf vir jou is nie noodwendig net dat jou liggaam sterf nie, die sterf vir jou is om hel toe te gaan, om te brand. Jy kan nie by God uitkom nie, dis onmoontlik om by God uit te kom, dis onmoontlik om in die hemel te kom. Jy is 'n sondaar en al wat jy verdien is om die doodstraf te kry, en in daai doodstraf vat dit jou reguit Hades toe, vat jy na die doderyk toe, en jy kan nie uit die doderyk uitkom nie, want jy's 'n sondige mens. Elke liewe een van ons hierso verdien die doodstraf. Elke een van ons verdien volgens die woord van God die doodstraf. En hier kom 'n man wat sy liefde groter is as enigiets wat ons al ooit gesing het op aarde. En hy sê, ek vat jou plek vandag. Ek vat jou plek vandag. En ek wil vir jou so vinnig deur hierdie proses vat. Die heel eerste ding wat Jesus kom doen het, wat ons moet verstaan is, hy was vrywillig. Hy het vrywilliglik homself die doodstraf gegee. Hy was 'n vrywilliger.
in jou plek. Kyk gou wat sê die woord hierso. Johannes 10:17. Hy sê die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê. As die Here sê ek het die volmag om dit af te lê, het hy ook die volmag om dit nie af te lê nie. Hy sê hierso, niemand het my gedwing nie. Niemand het vir my gesê as jy dit doen dan kry jy wen jy hierdie prysie nie en hy's nie gemanipuleer deur God die Vader om dit te doen nie. Hy was gevra. God die Vader het vir hom gesê, Jesus, gaan ek jou afstuur aarde toe sodat ons kinders kan vrykry, sodat ons kinders in die hemel vir ewig saam met ons kan wees, sodat hulle wat op aarde loop kan intimiteit hê met ons as gesin, as goddelikheid en sal jy afgaan om die prys te betaal. En Jesus het gesê, ek kies vrywilliglik om my lewe vir jou te gee. Niemand het hom gedwing nie. Daar was 'n ander tyd in die Bybel waar Jesus 'n klomp ouens kwaad gemaak het oor die waarheid en hulle het vasgevang geraak in hulle godsdiens en Jesus se waarheid het teenoor hulle godsdiens gepraat en hulle wou hom doodmaak en hom by die afgrond afgooi en die Bybel sê hy het net so onder hulle deurgeglip en hulle kon nie hulle hande op hom lê nie. Dat 'n bewys is dat as Jesus sou wou, kon hy net gesê het, I'm not going to do this. Laat hulle brand. Laat hulle in die doderyk vasgevang wees. Dawid, hulle almal was in die doderyk gewees. Niemand kon by die Vader uitkom nie, want daar was net nie 'n brug soontoe nie. Jesus kom en hy lê sy lewe. Hy sê ek het die volmag om my lewe af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Kan jy imagine? Hierdie mense in jou lewe wat vrywillig jou dien. Die persone vir wie jy die meeste respek het in jou lewe is daai mense wat jou vrywilliglik dien. Jesus kom op 'n plek dan sê hy, dis nie as jy wil eerste wees laaste. As jy wil langs my sit in die koninkryk van God, dan wees iemand se dienare. Dis incredible wat hy kom doen. Voordat Jesus die nagmaal broodjies, die nagmaal instel, ons noem dit Passover. Die dood skiep jou. The death is passing you over. Gaan jou nie raak nie. Voordat hy dit doen, soos die disippels in hierdie vertrekking kom, vat hy 'n bak en hy kniel en hy was hulle voete. En weet jy wat ek wonder, omdat hierdie was letterlik ure voordat hulle hom in gevangenis neem. Ek wonder toe hy daar gekniel het en hy was hulle voete en hy besef, hierdie voete was is nie die issue nie, ek gaan nou my lewe gee vir dit wat ek nou doen. Hulle gaan nou verstaan, ek het gekom om hulle te dien en nie gedien te word nie. Ek het gekom om hulle te dien deur die dood. Hier's 'n God wat vrywilliglik sy lewe gee. Die tweede ding wat ek dink ons nodig het om te verstaan is dat hy nie skuldig bevind was nie. Dis nie hy wat sê okay, ek besef vandag ek's volwasse genoeg en ek besef ek's 'n sondaar en ek is skuldig aan dit en ek gaan nou net my lewe gee want ek besef ek verdien hierdie pad nie. Daar was niks wat hom kon troos in 'n manier van weet jy wat, ek gaan nou buk. Jy weet mos toe jy op skool was en hulle kon nog ons so 'n bietjie, wie kom uit daai era uit? Daar sit 4 van ons. Ons het 'n onderhoof wat altyd gesê het sting like a bee and float like a butterfly en dan zik sy jou. En dan het jy geweet, jy vat jou hande in jou broek en dan trek jy jou broek so styf as moontlik want jy dink as daai styfheid net daai lat kan keer. Maar dit werk nie. Maar jy het geweet, ek het nie my huiswerk gedoen nie en ek moet dit van net vat dit gaan seer wees. En jy troos jouself al aan ek skuldig en nie kom dit. Die Bybel leer ons so mooi in Matteus 27:24. Hy sê toe Pilatus sien, dit help niks. So hy het met die hoëpriesters geargumenteer en met die volk geargumenteer en gesê, ouens, ek kry niks teen hierdie ou nie. Ek het 'n gesprek gehad. Julle gee nie vir my regtig bewyse nie. Hier's niks teen hom nie. Ek kan hom nie skuldig bevind nie. Ek kan nie vir julle sê, dis nou reg gaan
gaan kruisig hom. En hy sê die volgende, hy sê niks en dat daar eerder hy sê niks werk nie en dat daar eerder 'n oproer gekom het. Hy het water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Hy kom en hy was sy hande voor die hele volk om te sê, wat ook al hierna gebeur, wil ek vandag vir julle sê, ek, die wêreld, ek verteenwoordig die gesag van die wêreld. Ek verteenwoordig nie godsdiens nie. Ek verteenwoordig nie die Jode nie, ek verteenwoordig die gesag van die wêreld. En ek sê vandag vir julle, ek was my hande in onskuld, want hierdie ou in my oë het niks fout gedoen nie. Kyk gou wat sê, ek wil net amper sê die woord stupid. Stupid idiote. Ek bedoel Jode. Dis eintlik wat ek wou sê, rarig. Dit was 'n fout, Freudian slip. Hy sê dit is julle verantwoordelikheid. Hy sê ek was my onskuld, julle kan besluit. Dis lekker, né? Besluit julle. Hoor wat sê die ouens? Toe antwoord die hele volk: laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Ek dink nie hulle het besef wat hulle sê nie. Die skuld van Jesus se bloed op ons en ons kinders sal wees, en dit was verragtig so, maar nie in hulle konteks nie. Nie in die feit dat Jesus 'n vervloeking was en dat Jesus die vloek was nie. Hy het die vloek geword sodat die bloed van Jesus op ons en ons kinders sal rus om ons vry te maak. Dis 'n incredible oomblik waar hierdie Pilatus goed sê en die Jode sê goed en hulle besef eintlik al doen nie wat hulle sê nie. Die een is Jesus was nie skuldig gewees aan enigiets nie. Maar tog het sy bloed gevloei na hierdie Jode toe. En die bloed van Jesus het op hulle kinders gaan rus en hulle kinders se kinders gaan rus en hulle kinders se kinders gaan rus en hulle kom vrymaak van spesifiek wat hulle met hom gedoen het. En dan oor Jesus het ook vir mense gesterf wat hom gekruisig het. Die laaste ding wat ek vinnig wil sê op dit. Hy het my plek ingeneem. 1 Petrus 3. Sal jy vir my klik asseblief, hy wil nie werk. 1 Petrus 3 vers 18 sê hy, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei. En die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Jy sien Jesus wat gesê het, ek kom en ek vat eintlik jou plek. Ek vat jou plek. Ek weet nie of jy hierdie week wil vat en jou stilte tyd of tyd wat jy het met die Here. Of jy bietjie elke dag wil vat van maandag af tot en met Vrydag en vir die Here sê, wat het met jou maandag gebeur? As jy wil, kan jy die laaste 10 boeke van die evangelies lees. Dis om en by sy laaste week, bietjie langer dalk. Maar dan gaan jy en jy besef, jy weet een van die plekke en ons gaan dit Vrydag uitbeeld, is waar Jesus op die donkie ingery kom in Jerusalem in. En die mense juig en hulle gooi palmtakke voor hom in en hulle trek hulle klere uit en gooi van hulle klere daar neer en hy ry op hierdie donkie, hierdie diensbare donkie en hy sê ek kom om julle te dien, ek kom nie om koning te word nie en die mense celebrate en die ouens wat aan hom geglo het en gesien het wat hy doen en hoe amazing hy is en hoe liefdevol hy is en hoeveel mense hy genees het en wat se waarheid hy kom praat het en hy ry in Jerusalem in en hulle sing lofliedere en terwyl hy dit beleef dink ek moes iets anders beleef het. Hy sit en hy weet ek ry nou in 'n dorpie in waar ek gaan gekruisig word. Elke treetjie wat daai donkie gee en hulle celebrate hom, dan celebrate hulle eintlik nie dit wat hulle weet nie. Hulle celebrate die feit dat hy sy lewe gaan gee hier op die kruis en hy gaan iets doen vir hulle, vir elke liewe een wat daar is wat eintlik die pad moet eintlik die kruispad loop, moet eintlik die kruis dra, moet eintlik gemartel word, moet eintlik stukkend geslaan word. Hy gaan en hy sê ek vat jou plek. Men as jy net van die aand wat hy begin bid het of van nagmaal afvat. Ons almal vat nagmaal so dikwels as moontlik. Hy sê dit vat. Maar ek dink nie ons besef waartoe dit Jesus gegaan. Die aand voordat hy dood is. Voordat hy gemartel word. Vat hy daai brood voor sy disippels, na hulle voete gewas het en hy breek daai brood. Ek dink daai moment toe daai brood breek,
toe met sy gesien het, hoe word hy die volgende dag met 'n sweep geslaan. Die sweep het beentjies en goed in hom gehad, as hy jou tref, en hulle ruk hom uit, dan ruk het stukke vleis uit. Dit ruk, hulle sê hulle het Jesus geslaan, dat jy hom nie kon herken het nie. En hy vat daai brood en hy breek dit en hy sê, dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. Jy moet eintlik dit doen. Jy moet daardeur gaan. En jy sien, is dit die jaar 33 wat vir my realiteit word om te sê, ek moes deur dit gegaan het, maar Jesus het my plek gevat. En hy vat daai brood en hy breek dit en ek dink hy moes besef het, maar môre word hierdie 'n massive realiteit vir my. En dan op Sondag raak dit 'n massive realiteit vir jou. Dit moes 'n moment gewees het en toe hy gesê het, vat hierdie wyn, ons sien dit as hierdie amazing occasion. Ons sien dit as hierdie wow, net hierdie fantastiese, almal is net happy en lag en gaan te kere. Ek dink nie dit was so oomblik nie. Ek dink Jesus het begin stres. Ek dink hy het begin realiteit besef, maar hier kom dit nader. Toe hy sê, hierdie is die wyn, dit is my bloed wat vir jou gaan vloei. Ons sê dit so maklik, maar besef ons dat dit wat gevloei het, elke druppel wat daar gevloei het, moes eintlik uit my liggaam uitkom. Moes eintlik vir my gewees het, moes eintlik ek gewees het. Dit is die realiteit van waardeur Jesus in daai week gegaan het. Maar ons sien dit. Jesus het vir my gesterf en ek's bly. Woehoe. Here, soms. Jesus het my plek geneem. Toe hy doringkroon in sy kop indruk en hy bloed vloei so oor sy gesig, nadat hulle hom stikkend geslaan het, dat mense hom nie kon herken het nie. En hy bloed loop so oor sy gesig. En al wat hy doen is hy weet, ek doen dit vir jou, ek doen dit vir jou. Ek doen dit vir jou. En hulle sit daai swaar kruis op hom neer. En hy sleep daai kruis op en hulle slaan daai spykers deur sy hande en deur sy voete. Hy sê, dit moes jy gewees het. Dis ek, hoekom doen ek dit? Want ek het jou lief. Want ek bou hierdie incredible brug. Before Christ and after Christ will never be the same again. Maar my verstaan van die jaar 33, van 'n man wat sy lewe kom gee het, en waardeur hy gegaan het, in my plek, is die groot vraag vanoggend vir jou. Besef jy regtig? Ek wil afsluit met assosiasie. Ons almal assosieer onsself met goed. Van hierdie ouens wat hier by my sit, voor ons sit, assosieer met dit. Dis Toyota, as jy nie weet nie. Dis mos nou nie meer Toyota nie, dis mos nou, dis nie Hilux nie, dis 'n bakkie of iets, ek kan nie aan. Maar manne praat altyd oor die bakkies. Amarok is vir my wat groceries gaan koop en wil lyk soos 'n off-road hou. Ons assosieer met goed. Jou assosiasie met Christus bepaal 'n spesifieke leefstyl. En hier kom hierdie incredible ding in die wêreld in wat ons noem 'n tydlyn en 'n verwysingspunt van tyd. En dit alles verwys na Jesus Christus as die assosiasie van 'n nuwe era wat aangebreek het. En Christendom het niks te doen met Here nie. Christendom het te doen met assosiasie. Dit wat met Jesus gebeur het wel met my gebeur. Dit moes fisies met my gebeur het, maar dit doen nie. En dis nie net vir die feit dat ek hemel toe gaan nie, dis vir die feit dat die voorhangsel geskeur het, die effek van die kruis, en ek kan instap in die allerheiligste en ek kan God die Vader se gees in my hê en ek word die tempel van God en my voor Christus en my na Christus se lewe het heeltemal verander. Hoekom? Want Christus leef nou in my. Hoekom? Want hy het sy lewe kom gee, hy het die doodstraf vir my gevat. Gou-gou vir jou sê, daai doopbad is 'n refleksie van die jaar 33, is 'n refleksie van jou jaar 0 in Christus. Dis 'n refleksie van die feit, dit wat Jesus deurgegaan het. Hy sê, Jesus Christus, ons word in sy dood gedoop. En as ons opstaan, staan ons in sy opstanding op. Met ander woorde, dis 'n verwysingspunt van die kruis. Daai is die verwysingspunt dat ek saam met Jesus Christus gekruisig is. Dis onmoontlik om dit nie te verstaan nie.
Daar's 'n leuen bo oor daai bad wat sê daai water soos wat Brandon nou gesê het krag. Daai water het niks krag nie. Dis die assosiasie wat in daai water lê wat ek sê ek gaan deur 'n fisiese ding. En wanneer die duiwel vir my sê jy's dit nie werd nie, dit ek 'n bad om te sê ek is begrawe in Christus Jesus. Ek het opgestaan saam met Jesus Christus en my after Christ en my before Christ sal nooit weer dieselfde wees nie. Dankie Tannie. Sorry, kan nie. Dit kan nie dieselfde wees nie. Ek wil jou vra vir oggend en ek weet die Here is besig om met ons gemeente pad te stap. 1, kan jy hierdie week vat en jouself assosieer met Jesus se dae? En sê wat het met Jesus op Maandag gebeur, wat het Dinsdag gebeur, wat het Woensdag gebeur, wat het Donderdag gebeur? En ons gaan vir jou Vrydag uitbeelding gee van Donderdag aand af tot en met die kruis. Jy kan dit nie mis nie. Maar ek wil ook vandag vir jou vra, verstaan jy rarig? Is jy maar net 'n godsdienstige ou, weet jy wat? Mense sê ek ken die Here, maar hulle is wreed met hulle vrouens en hulle kinders, hulle praat soos wat hulle wil met hulle kinders. Almal moet net rond op en af spring. Ek ken dit, ek ken Christene. Christenmans wat so goed is in besigheid, hulle dink dit is untouchable. Wêreld moet om my buig en Jesus is maar net wanneer ek hom nodig het, kom hy maar net in. Ons kan nie dieselfde wees. As jy regtig verstaan wat het in die jaar 33 gebeur, jy kan nie. En die Here vra vir ons, verstaan julle regtig wat ek vir julle gedoen het? Verstaan jy regtig wat ek vir jou gedoen het? En ek wil vanoggend vir jou vra, hierdie is baie ernstig. Ek dink nie ons besef altyd hoe ernstig ons moet wees nie, maar 'n verhouding met God is 'n serieus ding. Dis 'n ernstige ding. Godsdiens is een ding, dis Here. Maar 'n verhouding met God waar ek gehoorsaam is, vrywilliglik my vrou dien, vrywilliglik my kinders dien sodat hulle Christus kan sien, nie ek wat voor Christus leef op 'n spesifieke manier wat my vrou maar net 'n item is en my kinders moet maar net doen wat ek sê nie. Maar ek wat binne in Christus kom en ek besef nou raak ek gehoorsaam aan wat Jesus van my vra. Hoekom? Want ek besef wat hy vir my gedoen het. Dit het ingesink in my lewe. Nou leef ek 'n leefstyl vanuit Christus uit. En ek wonder waar jy is vandag in terme van dit. Is jy die Here tipe wat Jesus maar net nie regtig verstaan nie? Of is jy regtig 'n Christen wat verstaan? Hierdie is wat God kom doen het in my lewe en jy kan dit sien in die refleksie van my lewe. En ek wil jou geleentheid gee vandag om hierdie pad te begin met Jesus. Hierdie pad wat jy sê, ek besef vandag ek nog nie lekker ingesink nie. Ek besef vandag as ek doodgaan, gaan ek doderyk toe, ek gaan nie hemel toe nie. Ek gaan doderyk toe en ek gaan wag in die doderyk waar die Here laaste uitspraak gaan maak. Ek wil vir jou bid vir oggend en wil jy net vanaand jou oë sluit nie asseblief. Ek wil met jou praat, nie met die persoon langs jou nie. Ek wil met jou praat. Soos jy vanoggend hier sit. Die dood het nie 'n ouderdom aan hom nie. Jy kan enige tyd sterf. As jy sterf vandag, gaan jy hemel toe? As jy sterf vandag en jy kom voor God en hy sê, jy het net geheere, Here, ek ken jou glad nie. Sorry, ek ken jou nie. Gaan wag in die doderyk vir die laaste uitspraak. Of gaan hy sê, hey man, is so goed om jou te sien, so lekker om saam met jou te kuier daar op aarde. Is so lekker dat jy my ge-include het in jou lewe. Is so lekker dat jy vir my geluister het. Is so lekker om te sien jou vrou en jou kinders, of jou man en jou kinders. So lekker om te sien jy het jou ouers gedien. Gaan hy sê ek ken jou, of gaan hy sê ek ken jou nie? En ek wil jou geleentheid gee vandag,
Nie emosioneel nie, hierdie is feite, hierdie is feitelik. Soos die jaar 33 bestaan het, dis feitelik. Soos Jesus sy lewe gegee het, dis feitelik. So is feitelik, as jy sterf, staan jy voor 'n God, en hy gaan jou ken, of hy gaan jou nie ken nie. En ek wil jou geleentheid gee, ek gaan jou nie vorentoe roep nie, ek gaan jou net vra om jou hand op te steek, en te sê, as ek vandag sterf, gaan hy my nie ken nie. En ek wil jy met jou hand opsteek, almal se oë is toe, is tussen jou en God. As ek vandag sterf, gaan hy my nie ken nie. As jy hand opgesteek het, kan jy dit weer laat sak. Here, ons kom bid vir elke persoon wat sy hand opgegaan het vanoggend. Sofie kom dankie sê, dat Jesus het gekom vir die verlore mense. Daai een skapie, daai een persoon wat nie regtig verstaan wat Jesus kom doen het nie. Dankie dat U uitreik na elke liewe mens wat verlore is. Dankie dat U 'n hart het vir hulle wat verlore is. Ek loof U vir dit, Here. Dankie dat elke liewe mens wat sy hand opgesteek het, sal besef dat hulle waardevol is, die grootste prys is vir hulle betaal. Dankie dat die jaar 33 vir hulle 'n groter effek kan hê op hulle lewens. Dankie, Here, dat hulle kan besef, 'n besefenis kry van dat Jesus het daai pad gestap van die doodstraf vir hulle. Dankie dat hulle sonde vry kan wees. Dankie dat die effek van die sonde, van skuld, skaamte en seer nie meer deel van hulle lewens is nie. Dankie dat die after groter is as die before. Dankie, Here, dat ek weet, dit is beter om saam met U te leef as sonder U hier op aarde. Ons gee al die eer, Here, vir elke hart wat U red. En dankie vir 'n nuwe pad wat aanbreek in mense se lewens. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan eindig met 'n song. En ek wil jou vra om deel te neem in dit wat ek gesê het vandag. Dat dit regtig jou sal tref. Die Here sal tyd gee om jou te wys wat het hy vir jou gedoen. En die laaste ding wat ek wil sê, en ek het in die eerste diens ook gesien, ons het te min verlore mense in ons gemeente. Soms nooi ons hulle, soms spandeer ons tyd met hulle by ons werksplek. Maar weet dit, as ons na Christus kan leef soos wat Christus geleef het, dan gaan almal nie wil leef voor Christus nie. As ons dit akkuraat kan kry, en mag ons dit besef dat daar roeping op die kerk is vir hulle wat verlore is. Amen. Jesus het ons kom vrykoop, hy het my plek ingeneem, en dit is genoeg om te celebrate. Ek weet nie of jy laaste iemand gesien het wat gesê het, luister, ek is op pas vrygelaat nie. Of dit nou die polisieman is wat jou keer en sê, waar is jou agterlig gestikkend of jou lisensie het verval, moet jy eintlik R2000 boete kry, en hy sê, moenie worry daaroor nie, ek waarsku jou nou, en jy ry daar weg, en jy sê, hierdie is 'n groter, massive shoot. En sê, Here, dankie dat ek nou kan dankbaar wees en reageer uit dit uit. Amen. Kom ons aanbid die Here met die laaste liedjie, en dan gaan ons die mense doop.